Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons en ons weet jy gaan sommer vandag se diens saam met ons geniet. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek word herinner aan Psalm 23 vers 6 wat sê: "Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe." En ons kan dit as kinders van die Here weet en glo dat dit wat jy het kom van die Here af. Hy is ons bron, hy voorsien alles wat ons nodig het. So wanneer ons vandag 'n bydrae maak, doen ons dit met blye harte en weet dat jou bydrae weer kom vanuit 'n plek van liefde van die Here af. En jou bydrae maak 'n groot verskil in hierdie wêreld. Die verskeie maniere hoe jy 'n bydrae kan maak, verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk ook sommer saam na ons familienuus. Met net een link kan jy registreer vir ons events, finansiële bydraes maak, na ons preke en podcast luister, deel word van 'n bediening en nog meer. Scan die QR-kode op een van die posters agter in die auditorium of by die koffiestasie. Save ook die link op jou appscreen om dit maklik te kry. Ons het elke Vrydagoggend 6 tot 7 'n geleentheid waar manne saam kan koffie drink, lewe share en saam bid. Ons hoop om jou daar te sien. Ons het 'n life groep vir seniors. As jy 60 jaar of ouer is of iemand ken wat graag deel wil word van so 'n life groep, nooi ons jou uit na Woensdag 7 Mei om 10:00 die oggend by die kerk. Ons jaarlikse street store vind plaas op 31 Mei by NG Kerk Bellville Wes, waar ons mense gaan bedien en vir hulle die klere en 'n warm maaltyd gaan gee. Ons benodig veral wintersklere wat in 'n goeie bruikbare toestand is. Om meer uit te vind oor hoe hierdie dag gaan verloop en waar jy betrokke kan wees, woon die infodag om 17 Mei by. As deel van Street Store gaan ons ook 'n serp-projek doen en daar is 4 maniere hoe jy kan deelneem. 1. Bring 'n serp wat jy nie meer dra nie. 2. Brei of hikkel 'n serp. 3. Skenk 1 meter vliesie materiaal of skenk R65 sodat ons 'n meter vliesie materiaal kan koop. Kom ons maak 'n verskil in ons stad. 468 is 'n reis deur Filippense om God se vrede te ontdek in moeilike seisoene of in tye van angs, depressie en uitbranding. Op Woensdag 14 Mei gaan Dr. Aniek Trudeau 'n inleidende sessie aanbied waar sy oor die wetenskaplike aspekte van hierdie moeilike tye, asook wat die woord ons daaroor leer, gaan gesels. Hierdie aand is gratis en almal is welkom. Sien jou daar. Ek sal met die Vader praat. Hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad en dit is die pad van die waarheid. Ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar oral by julle wees. Julle sal gou die Gees in julle lewe herken, want hy sal heeltemal deel word van julle. Hy sal nie net by julle wees nie, maar ook in julle. Met die opbou na Pinkster gaan ons met 'n nuwe reeks begin oor die Heilige Gees. Adventure Awaits. Tydens hierdie reeks gaan life groups ook die keuse hê om die luisterkursus of die Gawes in Aksie kursus in hul groepe te doen. Indien jy nie deel is van 'n groep nie, kan jy die luisterkursus doen hier by die kerk op Woensdae om 7:00. Dit kos R100 indien jy die boek wil koop, of jy kan dit gratis bywoon en jou eie notas neem. Het jy geweet jy kan vir jou parkering betaal met die SnapScan of Zapper apps? Scan net die barcode agter op jou kaartjie.
So ons maak vanoggend net klaar. Ek het net so 2 sondae waar ek so 'n bietjie gepraat het oor wat die Here vir ons gee. Hy gee vir ons actually 'n paar geskenke. En ek weet gewoonlik as jy hierdie tema sien en jy's al 'n bietjie langer as 'n paar jaar in die kerk, dan dink jy weer time, talent, treasure. So okay, ons weet waartoe dit gaan. Inteendeel glad nie, want hierdie is een ding wat die Here vir ons almal gegee het. Vir ons almal presies dieselfde gegee. Almal van ons wat hier sit, het ergens tyd, né? Hy het vir ons tyd, ons het tyd, obviously. En dan het hy vir ons talents gegee en hy het vir ons treasures gegee vir almal wat hier sit, né? En partykeer wil ons met hierdie tipe van preke en jy dit hoor, wil jy een kies en sê ja, wel ek het dalk beslis nie treasures gekry nie. Ek wil kyk na my bankbalans, nee, so glad nie. Nee, maar dalk het ek ergens talent gekry om 'n stytjie baie lekker te braai. Nee, as jy met iemand praat, gaan jy vertel nee, jy moet die sout laaste opgooi, gaan die ander ou sê. Nee, die ene sit dit eerste op. Almal het hulle storie, nê? En dan het jy nou my geheim en hoe ek dit doen. En dan deel dit met mense, maar eintlik as jy daaraan dink, het die Here vir ons almal dit gegee, né? Hy het ons almal tyd, het ons almal geld, het ons almal talente gegee. En ek wil hê deur dit moet jy alles verstaan as een konsep as ons praat van die Here het vir ons geskenke gegee. Hy het iets toegevoeg tot ons lewens. Dis waar dit gaan. So verlede week net so vinnig een sinnetjie oor verlede week het ons gesê binne sy koninkryk funksioneer dit bietjie, dit werk anders, nê? Hy gee vir ons gawes wat in daai gelykenis ons gelees het nie opraak nie. Die gawes wat vir ons gee, inteendeel as ons dit gebruik, word dit meer. Dit is weird, nê? In jou huis, as jy jou suiker gebruik, dan word dit minder, nê? In sy koninkryk, as jy die gawes wat hy vir jou gegee het gebruik, dan word dit inteendeel meer. So dit spoor ons aan om te sê, ons wil die gawes wat God vir ons gegee het gebruik. So vir oggend is dit nou 'n baie praktiese woord, want alles gaan maar, hoe gebruik ons hierdie gawes wat die Here vir ons gegee het? Hoe gebruik ons tyd? Hoe gebruik ons talente? En hoe gebruik ons treasures wat die Here vir ons gegee het? Alles wat ons het, waaruit ons bestaan. Hoe fisies kan ek dit gebruik in opsigte van verlede week, dat dit dan eintlik vermeerder in plaas van minder word? Hoe werk dit, dat ek dit kan gebruik? En as jy uitstap, glo ek, gaan daar 'n paar goed wees wat jy hierdie week kan gaan doen. Hierdie week sê ek gaan maandag dit doen, ek gaan woensdag dit doen, ek gaan vrydag, elke dag van die week is daar iets wat ek kan gaan doen. So ons weer coach, ek wil teach vandag om hierdie goed te vat en te sê, maar hoe gebruik ek dit wat die Here vir my gegee het op doodnormale, eenvoudige day by day living goed, en dis waar ons gesels. So, lees saam met my, hierdie is 'n opdrag uit die Bybel, en dis 'n gedeelte wat jy dalk gaan ken, maar dis hoekom ek ons so 'n bietjie in die boodskap gaan uithaal. Ek het nou hierdie hele al twee sonde, bietjie net uit die boodskap uitgepraat, net om die storie mooi te vertel. Jy kan nou gaan lees in 'n ander vertaling. So hy's nogal bietjie lank, so hou vas, hier gaan ons, maar dit's 'n baie mooi, beautiful storie. So lees gou saam met my daar in Romeine 12, waar geskryf word, moenie net maak asof julle mekaar liefhet nie. Nee, gee regtig vir mekaar om. Haat alles wat sleg is, doen net waarvan God hou. Julle moet mekaar soos eie broers en susters lief hê. Behandel mekaar met groot respek en agting en moenie vir een enkele oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees julle met sy krag aan die brand steek, sodat julle voluit vir hom kan leef. Dien die Here met groot oorgawe, sien met blydskap uit na daardie dag waarop die Here alles nuut kom maak. Moenie mismoedig word as julle ly, omdat julle Christene is nie. Bid sonder ophou. Help ander gelowiges wat swaar kry. Wees gasvry. Stel julle huise tot beskikking van gelowiges wat nie 'n plek het om tuis te gaan nie. Moenie mense beledig wat julle vervolg nie. Bid eerder dat God sy goedheid in julle lewens sal uitstort. Lag en vier fees saam met elkeen wat bly is. Huil saam met elkeen wat hartseer is. Leef in harmonie met mekaar en moenie beklei nie. Moenie beter as ander mense probeer wees nie en maak vriende met mense wat nie te veel van hulle self dink nie. Onthou, julle beskik nie oor al die kennis en wysheid in die wêreld nie. Wees nederig. Moenie net reg sit om ander mense in eie munt terug te betaal as hulle iets verkeerds aan julle gedoen het nie. Doen liewer goeie dinge, sodat ander mense kan sien dat julle God dien. Doen van julle kant af alles in julle vermoë om in vrede met ander mense te leef. Laat staan al julle wraakplanne.
My liewe broers en susters, dit pas glad nie by gelowiges nie. Los sulke dinge vir God. Daar staan immers in die Bybel, ek alleen het die reg om te straf, ek sal wraak neem, sê die Here. As jou vyand honger is, moet jy sorg dat hy iets te eet te kry. En as hy dors is, moet jy hom iets gee om te drink. En as jy dit doen, sal jy hom verskriklik skaam maak. En moenie toelaat dat dit wat sleg is in jou lewe die oorhand kry nie. Oorwin die bose deur te doen wat God van jou verwag. Ander vertaling sê deur die goeie, nee, oorwin die bose deur die goeie. So dis 'n lang groep, dis soos 'n opdrag, wat hier in die einde van Romeine 12, die eerste gedeelte van Romeine 12 gee 'n klomp gawes wat werk rondom jou persoonlikheid, sê party van ons is so en party van ons is so, en dan sê hy so, dit is alles deel van hierdie geskenke wat die Here gegee het, en dan kom jy hierdie gedeelte en dan sê hy, maar dit is wat jy met dit moet maak. Die doel hoekom jy hierdie goed gekry is actually om iets daarmee te doen, en hier is 'n klomp goed wat jy kan doen daarmee. Nou ons lees hierdie goed partykeer en dink ons, jo, hier word ons nou weer uitgetrap van 'n kant af om te sê, jy moet so en jy moet so en jy moet so, maar eintlik sê dit nee, ek het dit in jou hand gesit, en as jy dit gebruik is dis wat natuurlik gaan voorkom. Hierdie goede wat ons nou genoem het, is goed wat natuurlik gaan voorkom in jou lewe. Okay? En dis wat hy praat. So, ek skryf daar, hoe gebruik ons geskenke? So, nou skryf ek time, talents en treasures, dis alles deel, nee, wat die Here vir ons gegee het, geskenke, is deur God aan ons gegee om onsself eers te verander, voor ons dit kan gebruik om ander mense mee te help. Nee, so die Here gee vir jou die goed om jouself te, dat dit jou change, dat dit 'n impak in jou lewe, dis maar die verstaan en ontdekking van jou identiteit, nee. So om te verstaan wie ek is en wat God in my kom plaas het, so ek ontvang hierdie goed om my te change, en die oomblik as dit my change, dan kan dit ander mense verander, en daar's een groot ingredient wat nodig is, in die ontdekking. Ek bedoel, as jy begin besef, jo, Here, iets vir my al hierdie goed gegee, dan dink jy, maar hoekom gee die Here dit vir my? Dan besef jy, daar's as gevolg van een ding, omdat die Here vir my lief is. Daar's geen ander rede nie. Nee, daar's nie omrede ek in daai woonbuurt bly, of omrede ek nou 'n mooi glimlag het, of omrede ek nou elke oggend 6 uur in die gym is. Wel, geluk vir jou wat dit doen vandag, as dit nog so donker is, as jy by die huis kom en is nog donker, jy het klaar gegym. Baie geluk. Ons almal wil dit graag doen. Maar die prentjies wat ek wil sê is, dis nie daai goed wat maak dat die Here vir jou hierdie goed gee in jou lewe nie. Dis een ding, omdat hy vir jou lief is. En jy ontdek dit, hierdie goed, hierdie talente, as dit my verander, dan begin ek besef, wow, eintlik maak dit van my 'n mens, wat ander mense om my begin liefkry. Ek verstaan eintlik die groter prentjie, waaroor die lewe gaan. Dit gaan oor om mense deel te kry van hierdie nuwe koninkryk, en ons bereik mense deur liefde. So ek skryf daar, liefde is die kenmerk van 'n lewe wat deur Christus verander is. As jy dan nou vir mense wil sê, die Here het net my hele lewe verander. Weet jy wat moet kenmerkend wees van jou lewe? Liefde. Dit moet natuurlik wees. Jy probeer nie. Onthou toe jy, wat nou vandag vir my sê, jy is nou al 50 jaar getroud, onthou jy toe jy vir die eerste keer jou vrou ontmoet het, nee? Niemand het jou geforseer om haar lief te kry nie. It just happened. Die volgende oomblik soos in, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar ek is verskriklik lief vir hierdie girl, nee? En dis, aan alles, jy hele lewe change as gevolg van hierdie prentjie van liefde, en ek bedoel, jou optrede is anders, jou ouers kan nie met jou huis hou nie, vir die eerste keer 'n jong tienerseun wat net op water wil leef, en koue liefde, of koue water en liefde, of wat sê hulle? En dit's al genoeg, nee, hy's nie honger nie, because what something captured his mind, en die liefde is natuurlik, en dis amper wat ons hier sê, kenmerkend is, met mense sien, jy probeer nie lief hê nie, dis natuurlike uitvloeisel, jy is lief. Nee, dis kenmerkend. So, liefde is nie net 'n uiterlike vertoning, dis nie net 'n show nie, dis net 'n ding wat ek voor julle kom gooi en sê, hey, check lief is ek vir mense nie, en die binne dink ek, nee, dis actually iets wat diep opreg 'n verbintenis met ander mense het. Daar's 'n opregte diepte verbintenis, van iets kom hier binne in my, en ek sien so graag, ek wil by ander mense uitkom. So skryf daar, liefde natuurlik is opreg, aktief, opofferend en standvastig. Dis die goed waantoe liefde gaan. So as ons vanoggend praat oor hoe doen ons, leef ons, gebruik ons hierdie gawes wat die Here vir ons gegee het,
dan is die prentjie eintlik maar net deur 'n lewe te leef wat regtig deurdrenk is van God se liefde vir ander mense. So die eerste een, as ons dan 'n bietjie praat oor liefde, is liefde moet eg wees. Liefde is nie liefde as dit nie eg is nie, as dit nie opreg is nie. Dan is dit nie liefde nie. Dan is dit met 'n bybedoeling. Dan is dit met 'n ekstra. Dan is dit met 'n ietsie anders. Verstaan? Liefde is nie liefde as dit nie eg is nie. So ek skryf dat liefde moet eg wees. So God se geskenke help ons om verder te gaan as oppervlakkige vriendskappe. So die Here sê ek gee vir jou al hierdie goed time, hoor dit mooi, sodat ek gee vir jou tyd, vat net een, sodat dit jou gaan help om nie net 'n oppervlakkige vriendskap met iemand te hê nie, maar om regtig by die persoon se hart uit te kom. Dis hoekom ek jou hierdie geskenke gee, soos tyd. So dis hoekom ons tyd moet gebruik. So vers 9 tot 10 moedig Paulus ons aan om ander regtig lief te hê en nie net voor te gee nie. So ware liefde is nie selektief of gerieflik nie. Ons kies baie keer wanneer ons en hoe ons wil lief hê, nê. Dit is gewortel in 'n opregtheid. En dan beteken dit vir my 'n paar goed gaan neerskryf. So wat beteken as ons sê liefde moet eg wees, nê? Dink gou daaraan, dan sal 'n paar goedjies wat eintlik uitspring. So die eerste ene is om huigelary te vermy. Nee, om te sê, luister jy, ek gaan nie voorgee nie, nee. Kyk, 'n huigelaar, nee, dis iemand wat hy doen en wat hy sê is nie eintlik opreg nie. Ek bedoel dit nie eintlik nie, nee. So om te sê, ons liefde moet gebaseer wees op dit moet nie gebaseer wees op persoonlike gewin nie. So dit gaan nie oor, luister jy, ek sal vir jou iets doen want ek is lief vir jou, maar ek weet ten minste ek gaan ietsie terugkry, dit kom terug na my toe nie. Sien, dan sit so half liefde met so bietjie voorwaardes. Ek dink as die Here vir jou sê, maar hoorie, ek het vir jou tyd gegee, en jy verstaan, Here, want dit gaan oor om iemand by u te kry, dan is dit, Here, maar wat kan ek regtig doen? Ek kan opreg lief hê, met ander woorde, dit gaan nie net oor gaan wat ek hier uitkom, ek gaan nie voorgee nie. Ek gaan dit regtig doen. As ek jou bel, of ek nooi jou, dan weet jy, dit kom uit 'n hart uit. Die tweede ding is om vas te hou aan wat goed is. Om geregtigheid bo selfsug te kies. Liefde is eg, dit gaan nie oor wat ek kry nie, selfsugtigheid nie, dit gaan oor wat reg is, geregtigheid. Om te sê, but the right thing to do because of love, of deur liefde, as gevolg van liefde is dit die ding om te doen. Dit gaan nie, en partykeer gaan dit dalk inbons oor hoe ek voel. Ja, ek het nie nou tyd daarvoor nie, nê. Of so, ek het nie nou geld om hierdie ou nou te help nie, of wat ook al die storie is. Ek kan nie, weet jy wat, ek kan nie daai plankie by jou huis kom vaslaan nie, want ek het nie daai talent gekry om 'n hamer te bewerk nie, nê. Maar eintlik, door daai opregte storie, besef jy, maar eintlik kan ek dit doen. So, met ander woorde, ek gaan die regte ding doen, in plaas van, en natuurlik dan die ander ene, waar's al ons cheerleaders hier in die church, verstaan jy, om mense te celebrate, om mense bo onsself te waardeer en hulle ware te celebrate. Ware liefde, opregte liefde, is so bly vir die ander ou as hy iets gekry het wat sy lewe verbeter, nê? Die ou wat 'n ander kar gekoop het, of die ou wat 'n ander huis, of die ou wat 'n ander of 'n bevordering by die werk gekry het, of wat ook al, of ergens sy kind het presteer en hy's verkies tot eerste span kaptein, of wat ook al die storie is, bring 'n opgewondenheid om te celebrate, nie met 'n celebration van ja, weet, jy is ook nie die gelukkige een, wat altyd al die goeie goed gebeur met jou nie. Nie daai celebration nie, maar die daad van dit is actually om te celebrate, liefde bring en sê, maar dis opreg. Ek is bly saam met jou, en ek is genuine bly saam met jou. Regtig, en dit nou, as jy dit begin verstaan, dan sê jy, goed Here, maar dis een manier hoe jy eintlik vir my sê, hoe ek my tyd en my gawes, onthou nou, gawes is nou groter, nee, ons gaan nou in die volgende reeks, Adventure Awaits, met die Heilige Gees in, gaan ons oor 'n paar plekke, partykeer oor die verskillende gawes praat, wat die Here jou ook gegee het, en van hierdie gawes is juist dit, om mense te celebrate, maar, te sê, Here, U het dit vir my gegee, en dis hoe ek dit kan gebruik, opreg deur liefde. Ek dink, ons verstaan daai en, so om 'n bietjie prakties te maak, hoe lyk hy? Hoe gebruik ons liefde op egte liefde vir mense? So die eerste een is, spreek die waarheid in liefde, vermy vleiery of manipulasie. Sien ons altyd partykeer maniere ons vir mense, sê ons is lief vir hulle,
ons vlei hulle. Nou die beste prentjie wat jy almal ken is Shame, daai arme laaitie wat nou daar gaan sing en dan sy oom met die naam van Simon Cowell, nê? En dan dink ons almal, Simon, hoe kan jy dit vir hierdie arme kind sê? Sy drome is in skerwe, want eers was iemand nie lief genoeg vir die kind om vir hom eerlik te sê nie, maar net gevlei. Jy sing mooi. Kyk, jy sing maar baie mooi. En dan hoor ons partykeer en dan sing hulle en dan dink ons almal, Simon is eintlik reg. Hierdie ou kan nie sing nie, nê? En hy sê nee, maar my ma het gesê, jy weet. Ek dink ja, miskien is dit 'n slegte voorbeeld, want 'n ma sal alles sê oor hulle kinders. So dit is reg, ma, jy is reg. Maar hoor gou die ding. Ek dink die groter prentjie is liefde spreek die waarheid. Jy kan sing, maar weet jy wat, ek het gesien om net hier's 'n plekkie wat oopgegaan het om jou nog beter te laat sing. Stemlesse. Hulle gaan jou top notch, al die triks in die trade leer wat jy nog nie ken nie. En los dit dan vir daai juffrou. Okay. As die kind by die huis kom, nee, juffrou, weet jy waarvan sy praat? Jy kan sing. Maar gaan maar weer. Okay. Dan en dan celebrate die sukses en ek moes hom inbring sonder jaloesie. Net toets jou hart, nê? Celebrate jou buurman se nuwe, ek weet nie wat die yacht wat ook al daar aan jou driveway staan. Celebrate dit. Sê vir hom is great. Sonder om jaloers te wees. Verstaan jy? Want ek dink daai opregte liefde, dis wat jy wil sê, gebruik die gawes en dit lei na liefde en gebruik liefde om te celebrate sonder om enigsins en gaan ondersoek. As jy dit beleef, sê Here, maar hoekom voel ek so? Voel ek omdat my baas my nie genoeg betaal nie, dis sy skuld? Of wat is die rede? Ek dink hy sê alles, nê? En dan wys waardering vir mense se bydraes, het sy by die werk, by die huis, by die gemeente, al is dit hoe klein. Sê vir ouens, opreg, well done, dit was goed. Dit was 'n lekker koppie koffie. Weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan weer 'n koppie koffie kry. Dis hoe dit werk. In liefde, maar moet dit nie doen vir die tweede koppie koffie nie. Opreg. Dit was hoor hierdie is goed, bietjie warm. Eerlik, nê? Bietjie warm, maar ek sien jy is in die regte rigting besig, gaan try weer. Okay. Nee. Dit was goed. Maar julle hoor wat ek sê, nee, daai opreg. Ek dink dis iets wat ons almal. Die tweede ene natuurlik is liefde as dit opreg is, dan outomaties gaan dit oor tot aksie. Mense sien iets. Liefde is nie net iets wat bly nie. Liefde word actually beleef en ervaar en gevoel en gesien. Dit verander. Liefde is actually dade. Liefde is actually iets wat iemand doen vir my en aan my. Ek as die ontvangkant van liefde beteken daar's iets wat na my kant toe kom en dis great en dis lekker. As liefde net passief was, het ons almal van liefde gehoor en dit maar ons het nooit gevoel nie, nê. So eers moet liefde genuine oorgaan tot aksie en dis wat hy skryf in vers 11 tot 13, dan roep hy ons om hard te werk en die Here entoesiasties te dien. So hy sê ons moet hierdie goed te doen, ons moet werk, ons moet die Here dien. Hoekom? Sodat deur dit ander mense sy liefde kan ervaar en kan beleef en nie kan sê net liefde is maar net 'n ding wat daar ergens 'n vaar begrip of wat ook al wat iewers rond abstrakt en dit is nou great nie. Nee, dat ons kan sê maar hierdie wat ek nou beleef is actually 'n daad van liefde. Dankie Here vir die liefde wat U aan my bewys. So liefde is nie passief nie, dit verg moeite en is doelbewus. Partykeer is dit so doelbewus om te sê ek gaan dit vir jou doen want die prentjie is ek weet mag dit jou lewe verander dat jy anders dink oor die lewe of oor die Here of oor die kerk. En dan skryf ek daar twee goede, gasvryheid en om te help. En ek wil vir jou sê gasvryheid is regtig 'n gawe. Regtig, dit is 'n gawe. En gebruik dit en sê Here of help my Here om te groei in hierdie gawe van gasvryheid of dankie Here dat U vir my gasvryheid gee sodat ek dit kan gebruik om mense mee te bless. En nou is een van die goed wat die Here vir ons gee wat seker die greatste en die maklikste in die praktyk is om te doen. Skryf daar dien met vreugde. Dis hoe jy in die praktyke doen, nê. Jy of jy by werk of interaksie is, maar dien mense met 'n smile op jou gesig. Jy kan nie by werk instap en dink, ja, ek doen nou almal se werk en maar jy lyk nie of jy dit geniet nie. Dan gaan die mense nooit dink, "Jo, jy doen ons 'n guns nie." Dit gaan amper al voel, "Shame hierdie arme ou." Nee? Maar net daai prentjie van ek gaan dien met vreugde. Dis een manier hoe ons hierdie gawes kan gebruik en dan wees vrygewig.
met tyd, hulpbronne en bemoediging. Ja, ek dink ons hoef nie langer om te praat nie. Ons het verlede week by hom stil gestaan, maar ek dink daai ding is regtig maar Here, ek wil dat my liefde oorgaan in aksie, en 'n aksie is om actually te besef, ek moet vrygewig wees met my tyd. En dan daai enetjie wat ek wil uitkom, maak jou huis en jou hart oop vir diegene wat ondersteuning nodig het. Daar's 2 plekke, nê. Partykeer sê dit maak, jy moet jou huis oopmaak. Dit beteken nooi die ou vir 'n chop, nê. Ander kere sê maak jou hart oop. Dit beteken sê vir jou kan ek vir jou bid, nê. Vir daai prentjie van bemoediging, vir ondersteuning. Dis liefde in aksie. Julle sal nie verbaas staan eintlik, want jy moet besef hoeveel mense, hulle het een keer, ek kan nou glad nie met die statistiek onthou nie, daai tyd toe ek het gelees was vir my baie interessant. Maar gesê in 'n kerk, mense wat instap, wat sê nee, ons sal nooit weer teruggaan nie, want niemand het actually vir my gebid nie. So ons dink baie keer, ouens sit hier in die kerk en almal is fine. Almal om jou is fine, almal dien die Here, almal gaan deur 'n goeie tyd. Maar jy weet nie, as iemand vandag wat reg langs jou sit wat sê ek het net nodig dat net iemand vir my bid. Verstaan, of as net iemand wat net vir my sê, dit gaan oukei wees. Vertrou op die Here. En ons partykeer is so gefokus op ons storie. Nou liefde in aksie beteken juist dit, om jou hart oop te maak, en die Here gaan vir jou ouens, ek wil jou challenge, as jy hier staan in ons worship, en jy sê, Here, as jy iemand is wat vanmôre gebed nodig het, wys vir my iemand. Weet jy wat, jy gaan verbaas wees, daar's baie. En dan is dit eenvoudig, jy hoef nie te kom en op die persoon af te hardloop, met klomp olie en klomp goed in jou hand en sê, so spreek die Here, dan gaan jy ook dalk weghardloop. Jy kan dalk eenvoudig net jou hand op die ou se skouer sit en sê, hoorie, ek wil net vir jou sê, die Here is lief vir jou. Dis partykeer al. Of ek wil net jy die prentjie deel. Die Here het vir iets gewys. I just want to share this with you. Eenvoudig soos dit. Maak jou hart oop, liefde in aksie. En dan, hy praat in daai gedeelte ook, en ek moet hierby uitkom en verskoon my as ons so 'n bietjie langer gaan, maar hy praat in 'n gedeelte, daai gedeelte van maar in moeilikheid. Jy weet, as dit daar ouens is wat vyandig teenoor jou is. Nou ek weet, baie keer ons konteks is dis nie regtig vyandig nie, is meer miskien mense wat jy mee koppe stamp, nee, ouens by jou werk, miskien is dit vriende wat jy gehad het, en nou die is nou nie meer vriende nie, so is daai plekke, daai emotions, daai rou emosies wat jy partykeer beleef, van waar ons koppe stamp. So, dan sê hy maar, in sulke omstandighede, gee ek julle die gawes, sodat julle selfs in daardie omstandighede dit kan gebruik. Moenie my gawes gebruik net in die goeie omstandighede, net daar waar die dinge mooi en reg is, selfs in die moeilike omstandighede, in die moeilike tye, moet julle dit gebruik. So dis wat hy na in vers 14 tot 16 sê, hy sê, om diegene wat ons vervolg te seën, en om in harmonie te leef. Nou dis nogal taaf, ouens. Dink gou daaraan, die ou vir wie jy nou lekker kwaad is, nê? Sê jy moet nou nie meer vir hom kwaad wees nie. Ja, maar dis hy, dis nie ek nie. Ek beloof, Rian, ek kan vir jou wys, ek het niks verkeerd gedoen nie. Hier's alles op skrif. Dis hy. Sê ja, maar daar, om te sê, wat kan ons doen in sulke omstandighede? So ek skryf, dit is een van die moeilikste aspekte van liefde, om genade te reageer met genade teenoor mense. En partykeer is dit by jou werk, ouens, hierdie goed gebeur eintlik baie by die werk. Nee, ek bedoel die ou wat nou so 'n bietjie fight for position en hy sal almal stik en trap net om daar uit te kom en jy's een van die ouens wat op getrap is, dan voel jy so 'n bietjie, ja, dis nou hoe hanteer ons dit? So en dit gebeur nie net nie om te nou ek skryf dat een van die moeilikste aspekte van liefde is om op vyandigheid te reageer met genade. Nou dit gebeur nie net nie, om te reageer met genade op vyandigheid. Ek skryf dat dit is om te verstaan wie hy is en wat God se plan vir jou is. Nou dis 'n groot revelation. Om te sê, goed Here, ek beleef dit, maar wie is ek? Ek is die persoon wat maybe daai ou, of daai girl, of daai mense se lewens totally kan change, nê? En want dis dalk die plan, maybe het hierdie goed gebeur, nê, om juis daai persoon te change. Wel, om my ook te change, want binne in my gaan 'n klomp goed verander oor hoe ek leer om met genadig met mense te wees, maar ook om daai persoon te verander. So Here, dalk is dit die plan. So prakties, wat jy kan doen is, en dit het ek maar gaan neerskryf, wat ek glo in my lewe werk, is bid vir diegene wat jou seer gemaak het. Jy kan nie, as daar so 'n bietjie koppe gestamp word, gaan praat partykeer nie, want die persoon wil dalk nie praat nie, of verstaan jy, of die persoon dink nie dis nodig nie, ag nee, wat hoekom moet ons nou hier tyd spandeer, nie? Maar die een ding wat jy kan doen is, jy kan regtig bid, en net jy agterkom as jy gaan bid, dan change dit jou gesindheid, dit change jou hart eerste. As jy gaan dink, Here, ek bid nou vir hierdie ou wat ek nou die dag nog
knopkop genoem het, Here, wil ek nou kom sê, vergewe my, nee. En ek wil nou vir u kom vra, Here, ek wil kom bid vir hierdie beautiful mens wat u gemaak het. Sien net jou hart begin change, nee? Net deur dit, en dan opreg te bid, eerder as om wraak te neem. Wraak neem is daar, ja, nee, as ons nou weer gaan braai, gaan ons nie vir hulle nooi nie. Dis ook 'n vorm van wraak neem. Ons dink altyd wraak neem is hierdie wrede goed. Nee, soos dit. Luister jy, as ons daar in die mall loop, nee, ons gaan hulle net vermy. Nee, ons loop die kant toe. Nee? Nie daai gesindheid nie. Te sê, Here, maar ek gaan bid. Elke keer as ek hulle sien, as ek hulle dink, die ander een is kiesverhouding, hier is 'n mooi motto of life. Hierdie is 'n tattoo vir jou voorarm. Kies verhouding bo reg of verkeerd wees. Kies verhouding altyd eerste. So what, wie die fight gewen? Maar die verhouding het skade gelei, né? Gaan eerder en sê, you know what I'm going to do? Ek kies vir verhouding, want in dit kom versoening, en in dit mag het dalk enige stadium kom waar ons weer ook kan gesels, en die verhouding het so sterk geword, dat dit wat ons eintlik aanvanklik dat koppe stamp het, word iets waaroor ons almal lag en sê, hoe dom was ons actually, hoe het ons gedink, want jy kies verhouding, maar as jy kies om die fight te wen, gaan jy later agterkom, jy gaan al die pryse vir fights wen, hang in jou kas, maar jy het niemand om dit mee te share nie, nee? Daar's niemand oor in jou lewe nie. Kies verhouding bo reg en verkeerd, en dan natuurlik wees teenwoordig vir ander, celebrate hulle vreugdes en deel in hulle hartseer. Celebrate dit, daar by die koppe stamp, celebrate nog steeds hulle vreugdes, celebrate daai moments, dis wat jy kan doen. En dan wil ek net vat na die laaste een wat ek het, wat amper hierby afsluit, maar dit is waarmee hy die hele gedeelte afsluit van hoe gebruik ons die talent, hy sê deur te besef dat liefde oorwin alles. Wat beteken dit as iets alles oorwin? Dit beteken dis groter as enigiets anders. Niks het 'n sterker krag as liefde nie. Hoor dit, hoor vanmôre dit, daar's niks wat mense so ver uit mekaar kan dryf wat liefde nie kan gaan haal weer nie. Want hy sê dit staan in die Bybel, hy sê liefde oorwin, liefde is sterker, die krag van een daad van liefde is groter as enigiets anders. En dan praat hy nou aan die einde, hy praat nou van die opregte liefde, so ons het nou deur al die stappe gegaan om te verstaan van wat se liefde ons praat. So hy sê, die radikale oproep, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. En dit is waar die oorwinning lê. Te sê, Here, ek gaan die gawes gebruik wat U my gegee het, om selfs die kwaad mee te oorwin. So dit is waaroor liefde gaan, en dit is waarvoor Christus gesterf het, dat ons liefde gebruik om die oorwinning te bring in ons lewens en ander mense, en dit is hoe transformasie plaasvind, en dis hoe by jou werksplek dinge verander deur die kwaad wat daar is te oorwin deur die liefde. Dis 'n konsep, so ek wil uitkom met die praktiese goed. Wat sê dit? Wat doen jy by jou kantoor? Wat doen jy by jou werk? Jy reageer anders. Met ander woorde, as daar situasies is van kwaad of moeilikheid of sleg, jy reageer anders, reageer op kritiek met vriendelikheid, en nie op as iemand vir jou iets sê en dan dat jy die hele tyd wil regverdig. Nee, maar eintlik hoekom ek dit gedoen het, is jy verstaan nie. Kom ek verduidelik? Nee. Great, ek hoor wat jy sê, en as jy dan weer die persoon is dan nou verkeerd, great, dan jy nog 'n manier geleer hoe om dit nie te doen nie. Well done vir jou, nee? Maar luister en sê ek reageer anders op die kritiek. So bied hulp aan diegene wat jou nagekom het, is 'n moeilike enetjie, en dan kies vergifnis bo wrokke en vertrou op God se regverdigheid. So hier's 'n paar praktiese goed, maar ek wil hom nou vat net afsluit en te sê iets vir elke dag. Nou, ek het hier 7 goed gaan neerskryf. Jy kan gou 'n foto neem as dit opkom. Jy hoef hulle nie so in volgorde te doen nie. Ek het hom eers gaan skryf Maandag, Dinsdag, Woensdag. Toe dink ek, nee, maar ek weet nie hoe lyk jou Woensdag nie. So maybe gaan hierdie ding glad nie werk op jou Woensdag of Donderdag nie. So hier's ons 7 goed. 'n Week het 7 dae, en jy kan sê, maar hoorie, ek gaan kies. Hierdie is soos 'n commitment. Vandag kies ek, sê ek gaan deelneem aan hierdie storie om te sê, hierdie challenge, ek gaan hierdie goed die volgende week doen. Nee? En dit sluit alles by hierdie hele gedagte in. En ouens, dis eintlik om dit af te sluit, net om te sê, kort 2 Sondae net gepraat oor time, talents en treasure. Here, ek gaan my time, my talents en treasure wat U my gegee het, gebruik hierdie week, en dis wat ek daarmee gaan doen, en dit gaan alles change. Okay? So, die eerste ene, jy kan daar saam met my dit sien, ek skryf daar, seën iemand. Besluit wat jy gaan doen is, jy gaan hierdie week iemand seën. Eendag. Vandag, Maandag, miskien is dit 'n goeie dag om jou baas te seën. Seën iemand wat jou dalk nagekom het, bid vir hulle en spreek net goed oor hulle. Dis een ding. Die volgende dag,
of 'n volgende dag in die week kan jy sê, bied hulp aan 'n kollega of 'n vriend sonder om gevra te word. Moenie wag dat iemand jou vra nie. Kies, vandag gaan ek net iemand help. Gaan iemand toe stap randomly by die werk en sê, weet jy wat, waarmee kan ek jou help? Is daar iets om jou hande ligter te maak? Net dit. Derde een is, wees entoesiasties en toegewyd in jou werk en moedig ander aan. Moenie die ou wees wat môre aanstap en sê, ons alweer 'n maandag nie. Almal lyk so. Stap in en wees entoesiasties en sê, wat 'n great dag en week wat voor lê. Ons gaan dalk vir jou vra, wat het jy die naweek gedoen? Sê ek het 'n bietjie die Heilige Gees beleef. Die vierde ene, wees gasvry. Daai en ek sê, vat 'n dag. Sê ek gaan met iemand nooi vir 'n ete of 'n koffie. Nooi iemand. Sê ek gaan vandag, hierdie dag skryf hom neer, ek gaan iemand nooi. En dan die vyfde ene, celebrate saam met iemand in hulle vreugde, wees teenwoordig in hulle oorwinnings. As jy ergens iets van iemand hoor, sê vandag soek ek iemand om iets te celebrate. En dan blaai ons om vir die laaste twee wat daar is. Wees deel van iemand se hartseer, nê? Wees deel, sê wat die pyn is. Ek wil bietjie tyd maak, ek wil luister, ek wil my hart oopmaak. Waar ek my hart wil oopmaak, nê? Ek gaan vandag kies om deel te wees. En dan die laaste een vat amper almal so vir jouself. Dis 'n dag waar jy so bietjie na jouself dink oor jou lewe, waar jy sê herinner jouself aan die waarde van vrede. Met ander woorde, wat se waarde, hoe waardevol vrede is. Vrede bring soveel goed, maak soveel deure vir mense oop en change lewens. En met ander woorde, doen alles wat jy kan om harmonie te bevorder, selfs in moeilike situasies, deur te besef hoe waardevol opregte liefde en vrede in mense se lewens is. Dis dit, ek wil vanoggend vir jou bid, en ons sluit hierdie diens af. Hy het nou so 'n bietjie langer aangegaan vir draans, maar kom ons daar waar ons is, kom ons staan op, en as jy opstaan, wil ek vanmôre vir jou bid, dat hierdie goed vandag iets prakties gaan wees, hierdie week, om te sê, maar Here, U het ons time, talents en treasures gegee, en ons wil dit tentoonstel, die week wat voor lê. Kom ons bid saam, ek kan jou oë toemaak. Here, dankie vir die goedheid, dankie Here, dat selfs vir my het U ook goed gegee. In my lewe het U iets geplaas, iets wat ek kan gebruik. En Here, dat dit nie net sal bly by ek gaan iets gebruik doen vir U nie, maar dat dit sal kom met ek doen iets vir U. Hierdie week, ek commit om iets te doen vir U, vir iemand anders. Here, dis waarvoor U ons geroep het. U roep ons as city changers. Here, U stel ons in staat om te sê, ek stel jou aan in my koninkryk om uit te gaan en die koninkryk van uit te brei, deur mense te verander, deur mense lief te kry. En Here, dat ek hierdie week sal dit doen. Dat ons sal commit. En sê, Here, U het dit vir ons gegee, sodat ons dit kan gebruik. U het dit nie vir ons gegee, dat dit net opgehoop moet word en begrawe word. Maar Here, dat ek dit sal gebruik, en die woord is, die belofte is, as ek dit gebruik, sal dit meer en meer en meer word. As ek vir mense tyd gee, sal ek meer tyd kry om vir mense te gee. So met elke ander gawe wat U my gee. Kan jy net, miskien vir 'n oomblik, net hier staan en sê, Here, ek dink nogal ek kan dit hierdie week gaan doen. Kry daai gedagte en kom ons praat met die Here oor. Here, help my, ek wil dit graag doen, maar ek het nodig vir dit in my lewe sodat ek dit kan doen. Kom ons vra die Here vir dit. Dankie Here dat U ons hierdie week bemagtig en dat U ons uitstuur en Here om 'n omgewing om ons te gaan verander. En mag ons terugkom met stories van wat gebeur het, toe ons besluit het net om dit wat U vir ons gegee het, ons treasures en ons time en ons talents, te gaan uitleef. Wat het gebeur? Vertel ons die stories. Dankie Here. Kom ons sluit af. Dankie Rian. Die liefde van Jesus in my en 'n hart wat die waarheid bely. Die wêreld het hoop in U
Stuur my in die wêreld in. Stuur my na die mense uit. Jesus oop vir die wêreld. U is lewe in my. Jesus lig vir my wêreld, leef deur my. Daar waar die woord my sal lei, maak die stem die golwe gelyk. Waardige sek in u naam. Waar jy roep, Here, daar sal ek gaan. Stuur my in die wêreld in. Stuur my na die mense uit. Jesus oop vir die wêreld. U is lewe in my. Jesus lig vir my wêreld, leef deur my. Jesus oop vir die wêreld. U is lewe in my. Jesus lig vir my wêreld, leef deur my. U is die mag en die krag en die lewe hier binne my, is die hoop vir ewig. U is die mag en die krag en die lewe hier binne my, is die hoop vir ewig. U is die mag en die krag en die lewe